Môre, môre, môre. Ja, julle, dit is Vrydag. Ek hoop julle het lekker geslaap en dat julle deur die nag al julle bekommernisse vir die Here kon los, want hy slymer nie in nie en hy slaap nie. Daarom kan ek en jy ons oë rustig toemaak en vanmôre as julle wakker geword het, met die liefde en genade van die Here opgestaan het. Ek hoop julle drink koffie, was jou gesig en ek hoop julle sien uit vir die naweek wat voorlê. Maar ja, voordat ons daar kom, moet ons nog eers so 'n bietjie gaan werk. En ek wil graag hierdie kwartaal en ook hierdie week afsluit vir julle. En ek lees uit Kolossense 3 vers 14. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Wat 'n vers. Bo al hierdie ander dinge, Paulus noem so 'n lang lys op van ons moet die vrede hê en die vreugde dra en ons moet goedhartig wees en geduldig wees en dan sê hy, maar bo al hierdie goed moet julle mekaar lief hê. Daar's 'n boekie van Leonard Griffith, Beneath the Cross of Jesus. Is nogal 'n baie mooi boek. Hy vertel daar van 'n generaal Booth. En hierdie ou was die generaal van die heilsleer. En hy het in die agterstrate van Londen gewerk met baie geharde mense. En hy het op 'n dag by 'n man aangekom wat nie in God geglo het nie. En na eindelose verskille met die polisie het hierdie ou 'n weerspannige en 'n baie eensame mens gebly. Maar eendag na baie maande van geduldige hantering het Booth gesien hoe hierdie man in sy vesting verkrummel en hy het tot oorgawe gekom. Hierdie man het gesnik en hy het gesê liefde en vriendelikheid. En hy het hom oorgegee as gevolg van Booth se goedhartige hantering. En Booth het geweet dat om by hierdie man te pleit, sou dit niks gehelp het nie. Om vir hom te preek, sou nie 'n impak gehad het nie, dreigemente sou nutteloos gewees het, maar liefde het deur die harde kors van hierdie man se siel gebreek. Dit is Jesus se liefde. En dit is vir die Christen belangriker om die mantel van liefde aan te trek as enige ander kledingstuk. Al die ander kledingstukke wat ons aantrek, is maar net spesifieke aspekte van die liefde. Dis verskillende maniere waarop liefde werk en hoe dit geopenbaar word. Om liefde te besit en om dit aan ander te gaan bewys, is die som totaal van al die ander Christelike deugde. Dit is belangrik, want dit kom van God af. Dit is belangrik, want dit is die eerste vrug wat die Heilige Gees in jou werk. Dit is belangrik, omdat dit die liefde van Jesus vir sy kinders in aksie vergestalt, en daar kan nie woorde vir dit geuiter word nie. Liefde is 'n universele taal. Jy kan iets liefdevol doen, al kan jy nie praat of iemand anders se taal verstaan nie. En daai persoon wat dan jou liefde ontvang, hulle gaan weet en hulle gaan verstaan. Liefde is belangriker as enige iets anders, want dit is wat Jesus in elke omstandigheid sou doen. Ek wil graag hierdie kwartaal vir julle afsluit met 'n sê ding wat Charles Dickens eendag gesê het. Hy het gesê opregte liefde is soms so verblindend helder dat dit 'n skaduwee oor die son gooi. Ja, kom ons sluit hierdie kwartaal af. Kom ons bid. Liefdevolle Here Jesus, kom maak my volkome vol met u liefde. En help my dat daar waar ek dit nie kan sê nie, ek dit sal gaan wys. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, julle, kan julle glo dat hierdie kwartaal op sy rug gekeer het? Dit was lekker om elke liewe oggend saam met julle te kuier en so ietsie uit die Here se woord met julle te kon deel. En ek hoop dit was vir julle tot verryking gewees. En mag julle so 'n kort breek saam met ons vat in die skoolvakansie. En dis net so 'n week lank en dan gaan ons weer voort in die laaste kwartaal met ons oggendboodskappe. Julle moet 'n geseënde en 'n rustige tyd hê. Rus uit, word sterk, kry julle kragte bymekaar en dan pak ons weer die laaste kwartaal aan. Totsiens.